So, ek is bly jy is hier op ons Paasdiens. Is vir ons 'n absolute voorreg om dit te kan saam vier. Ons leef in 'n land waar hierdie moontlik is. Vir ons om dit te kan doen sonder dat jou lewe in gedrang is. En so dis vir ons 'n absolute voorreg. Kyk na iemand links of regs van jou en sê ek is bly jy is hier. Terwyl ek voorberei het vir vanoggend se preek, vra ek myself die vraag, en dis iets wat net so spontaan in my hart weer opgekom het na 'n lang ruk, en ek vra myself die vraag, hoekom het God ons gemaak? En as ek daai vraag vra en ek stop vir 'n rukkie en ek vra myself hierdie ding ernstig, hoekom het God ons gemaak? Dan is daar twee goeters wat my in verwondering laat staan. Ek pretty much sal sê twee goeters wat maak dat ek soos 'n bobbejaan voel, want ek kry nie die antwoorde nie. En die eerste ene is hoe groot hierdie skepping is. So hierdie skepping waarvan ons praat is baie groot. Hierdie is nie regtig ware foto nie, hierdie is meer 'n illustrasie van hoe hulle vermoed ons Melkweg lyk. Dis gebaseer op 'n klomp fotootjies en sover as dit 'n mens hierdie goeders kan doen, maar hierdie sal bekend wees as ons Melkweg. Ons Melkweg is die sterrestelsel waarin ons bly. Nou net wel vir jou sê, ek is nie baie goed met aardrykskunde of enigiets andersins nie. Maar een ding wat ek wel weet is daar's 'n verskil tussen 'n sterrestelsel en 'n sonnestelsel. So 'n sonnestelsel is dit wat om ons son plaasvind. Nou ek kan onthou op skool het ons geleer oor die planete wat om die son beweeg. Meneer van As, u jas sal my nie pas. En toe haal hulle Pluto uit die lys uit. Nou weet ek nie meer wat die rypie is nie. Meneer van As, u jas sal my nie. En daar stop ons. So dis basies wat gebeur het. So dis ons sonnestelsel. Hierdie wat ons hierna kyk is ons sterrestelsel. En so as ons hierna gaan kyk, dan kan ek nou vir jou sê dat as jy wel na die middel kyk, daai groot geel gedeelte in die binnekant, dis nie die son nie. Dis nie ons son soos wat ons hom verstaan nie. Daai kan nie lekker vir jou sê nie want ek is baie goed geleerd in dit nie, maar wat ek verstaan daarso is daai is min of meer die swart gat in die middel wat pretty much die gravitasie in alles in plek hou en is chaos. Jy wil nie daar naby wees nie. Dis die een plek wat jy definitief nie wil wees nie. En dan daai spirale arms wat so ombeweeg, nou dis ook nie waar jy wil wees nie, want baie van daai is plekke waar sterre ontstaan en geboorte kry. Daar's van die sterre wat ontwikkel word en gemaak word in daai gedeeltes. Nou het ek al gesien dat ouens sê min of meer waar dink hulle is ons sonnestelsel. Nou maar net vir die feit dat ek het probeer inzoom en kyk, maar jy kry nie dit reg nie. Ek het self ingezoom om my huis te kry daar. Maar dit was ook nie, toe besef ek die kerk is groter as my huis, so ek gaan probeer die kerk kry, maar ek kon die kerk ook nie kry nie. So baie ouens kom en hulle sê, hulle verwag ons is in hierdie meer donker, gryserige arms, tussen die arms, maar meer in die buitekant. Nou, jy kan net 'n pyltjie enige plek sê en sê, ons sonnestelsel is hier, en jy gaan eers weet nie. Maar ek gaan ook nie weet nie, maar die groot ding is, wat ek en jy moet verstaan van die Melkweg, is hulle sê dat as jy van die een kant van die Melkweg tot aan die ander kant van die Melkweg wil beweeg, gaan dit jou so 100,000 ligjaar vat om te gaan. Dit beteken jy moet teen die spoed van lig beweeg. Nou net vir die van julle wat glo jy kan alles doen. Ek weet jy dink jy's vinnig. Maar as jy nou wil weet of jy vinnig is, dan sê jy vir jou vrou, ek gaan die lig daais. Okay, want dis wat ons doen in Welkom. As jy by die hoefie is, dan is dit wat jy doen, okay? So met ander woorde, jy daai se lig. Jy sit 'n lig langs jou, 'n spotlight, en jy gee vir jou vrou die aanknoppie en jy sê op 3 gaan ons albei hardloop 3 meter en die een wat eerste die muur raak, hy wen. Nou ek weet nie of jy enigstens absurd genoeg sal wees om dit te doen nie, maar ons weet teen die tempo wat daai lig aanswitch, dan is daai lig klaar of daai muur klaar belig. Dis die spoed teen wat jy moet travel vir 100,000 jaar om van die een hoek tot in die ander hoek van ons Melkweg te kom. Nou, ek dink nie my kop verstaan heeltemal hierdie goeders nie. Nou, net om vir jou te vra, hoe lank sal dit vir my en vir jou vat as mens? Ek dog toe, okay, kom ek vra ChatGPT, want hy is soos slimmer as Google. En ek besef toe, ek vra toe vir hom, okay, so
eerstens, wat is ons as mense kapasiteit? Want jy weet ons het nou al gehoor, as iemand nou ernstig in 'n rocket ship klim en hy gaan daai G-force wat op jou liggaam gesit word in daai tydperk, wat kan jy hanteer? Wat is jou kapasiteit? En hulle sê vir iemand wat getrein is, kan so 9G vat. Vir die average Joe, wat meeste van ons is, kan so 5G kan jy hanteer voor die uitpaas. Toe sê ek, okay, so as ek wil net vanaf 0 tot op die spoed van lig kom en nooit meer as 5G gaan beweeg nie, hoe lank sal dit my vat om van 0 tot op the speed of light te kom? En dit sal jou so ongeveer 2,5 maande vat om op 5G's, en nou moet ons praat van dis vinniger as jou kar, wat beweeg vanaf 0 tot op lig, en dan as jy eers 2,5 maande gevat het om op ligspoed te kom, dan gaan dit jou 100,000 jaar vat om daai gedeelte te travel. Dis ons sterrestelsel. En nou toe hulle op 'n stadium Hubble bietjie uitgedraai het en bietjie gesê het vir Hubble, okay, kyk bietjie vir ons wat se ander galaxies is hier. Daai wat julle daar sien, elke lig is 'n ander galaxy. Is 'n ander sonnestelsel. Soos die Melkweg. Vir elke een wat jy sien daar, is min of meer dieselfde, groter, dalk bietjie kleiner as die Melkweg. En dis net in daai oomblik. Dis net, hulle sê hulle verwag, hulle het geen idee om hierdie ding te kan beantwoord nie, maar hulle sê hulle verwag in die area wat ons wel weet, hulle noem dit in Engels the known universe, verwag hulle tot 2 triljoen sterrestelsels. Nou vra ek net gou weer vir jou, besef jy hoe groot is God? Dis die God waarvan ons praat. En nou vra ek vir jou weer die vraag. Nou vra ek vir jou, hoekom het hy ons geskep? Wat het gebeur? Hoe is dit dat hy my geskep het? Hoe is dit dat hy ons op hierdie aarde wat so klein is, dat as jy inzoom op jou beste, gaan jy nie eers ons sonnestelsel raak sien nie, never mind die aarde nie, en hierdie einste God, wat alles geskep het, ken jou naam. Besef net gou vir 'n oomblik hoe incredible is daai feit. En ek vra myself toe, Here, hoekom het U ons geskep? Wat was die rede? En dan gaan lees ek verse, soos Kolossense 1. Nou as jy jou Bybel het, haal dit uit, ek gaan jou vra om na basies 2 verse, ek gaan op baie verse gaan vandag, maar jy kan oopmaak by Kolossense 1, en dan as jy 'n boek Bybel het en jy wil oorswaai, sommer na Efesiërs 1 toe, ons gaan nou bietjie daar ook stil staan. Maar Kolossense 1, vers 15, sê vir ons die volgende, hy sê, die Seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping. As ek en jy praat van eerste van die hele skepping, praat ons nie van eerste kronologies nie. Dis nie soos my kinders, die eerste een het gekom en toe kom die tweede een nie. As ons praat van Jesus as eerstgeborene of Jesus as eerste van skepping, dan praat ons om van hierso as eerste van belangrikheid. So met ander woorde, bo die hele skepping is Jesus belangriker as alles. En dis wat hier plaasvind. Hy sê, hy gaan hierso en hy sê vir ons, hy is die eerste van die hele skepping, vers 16, omdat God alles deur hom geskep het. Ja, alles in die hemel en op aarde, en die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie. Of dit nou konings of heersers of regeerders of maghebbers is, alle dinge, en hierso kom dit, alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Alles is deur hom en vir hom geskep. Wat beteken? Dat die skepping is vir God. Dis hoekom hy dit gemaak het. Hy het die skepping gemaak vir homself. Hy het dit nie gemaak omdat hy gedink het, hier gaan 'n oulike groepie mense wees in welkom in 2025 en ek gaan hulle maak want hierdie ouens gaan my hartjie bly maak nie. God het nie geskep omdat hy alleen was nie. God het geskep vir homself. Hy het geskep. En dan gaan lees ek en jy, en as ek en jy nou nog gaan kyk na hierdie konsep van skepping, en ons kyk na die wêreld
wat hy gemaak het. Buiten die feit dat ons kan gaan kyk en ons kan onsself verlore kry in die sterrestelsels en hoe groot en hoe almagtig en hoe mooi dit is. Weet ons kan net so verlore raak in die kompleksiteit van hierdie wat ons aardbol noem. Die absolute kleinste, fynste biologiese mikroskope wat goeders kan raak sien van daai vlak af, die kompleksiteit waarmee God ons geskep het. En deel van hierdie skepping, en dis 'n vers wat jy hoef nie nou so toe te blaai nie, as jy wil kan jy, as jy vinnige vingers het. Genesis 1:27 ken ons baie goed. God skep, en deel van sy skepping skep hy mens. En hy sê, God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. Hy het geskep in sy eie beeld. Wat beteken? Hy het sy afdruk gevat en geskep vanuit homself uit. En ek en jy is die resultaat daarvan. Wat beteken jy dra die beeld van God? Op aarde is daar oor die 8 biljoen afdrukke van die beeld van God op hierdie aarde. Die diversiteit waarmee saamgaan om God se volheid te kan probeer wys, is nie eers naaste by moontlik nie. Nie eers in 8 biljoen mense sal ons God kan vasvat, maar ons dra iets van sy beeld. En dis wat vir my ongelooflik mooi is. En dis hoekom as ek in die een kant staan en ek raak in verwondering met die grootheid van God, dan is die tweede ding wat my in verwondering insit, is sy interaksie met ons as mens. Hierdie einste groot God, wat so geskep het gekies om interaksie te hê met iets wat so klein is. Iets wat kleiner is vir my en vir jou as wat 'n muurtjie is wat ons voor God is. Het God gekies om interaksie te hê met ons hier op aarde. En dit laat my in verwondering staan. En dan gaan kyk 'n mens na Jesaja 43. En op 'n stadium dan kom hy hierso en hy sê, elkeen wat na my naam genoem is, tot my eer het ek hom geskep, hom gevorm, ja, hom gemaak. Wat beteken? God het ons geskep vir sy eer. Niks met ons uit te waai nie. Hoor gou, as ek en jy net eers weer vir 'n oomblik onsself herinner hoe groot God eintlik is. En dan vra Here, maar as ek kyk in verhouding net met ons sonnestelsel, hoe klein ek is. Here, hoekom het U geskep? Eerstens, hy het vir homself, vir hom en deur hom is alles geskep. En hy het vir sy eer ons gemaak. Dis die rede. Nou ek en jy kan nie hierdie prentjie volledig invul as ons nie twee teologiese terme ken nie of verstaan nie. Net 'n bietjie van hierdie verstaan nie. Nou ek het nie vanoggend tyd om al twee van hierdie af te breek nie. Een van hulle ken jy baie goed of jy het al baie gehoor van dit. Die een wat jy dalk nog nie so baie van gehoor het nie. Ek ken hierdie term in Engels en weer eens Google Translate skiet my altyd in die voet. So ek dink een van julle wat baie slim is moet eendag vir my 'n teologiese woordeboek maak wat jy vir my al die regte terme gee wat ek net kan gebruik. Maar vir nou, as Vrystaters moet julle ook Engels leer en so ons noem hierdie die aseity of God. Nou die aseity of God beteken die onafhanklikheid en die selfbestaan van God. Wat beteken, as ons praat van die aseity van God, dan beteken dit God is onafhanklik. God is nie afhanklik van tyd nie. Wat beteken, God het nie 'n begin of 'n einde nie, want tyd het geen impak op God nie. As ons praat van God, God het geensins iets nodig om te leef nie. Ek en jy het suurstof nodig om te leef. Ek en jy het kos nodig om te oorleef. Ek en jy het water nodig om te oorleef. God het nie suurstof nodig nie, hy het nie kos nodig nie, hy het nie water nodig nie. God het niks nodig om te bestaan nie. Hy bestaan onafhanklik. Niks wat om hom is of wat hy geskep het nie. Hy het geen behoefte nie en hy het geen tekort in homself nie. Dit is die aseity van God. God is onafhanklik en God is selfbestaand. So hy bestaan vanuit homself uit. Op 'n stadium kom Moses
en hy staan voor 'n brandende bos. Nou weer eens, ek en jy, meeste van ons sal uitpaas as jy voor 'n bos staan en hierdie ding brand en hy hou net aan brand en hy brand nooit uit nie. En hier begin God met Moses praat van uit die bos uit. En ons ken die hele storie, en ek gaan nie na die hele storie verwys nie, maar dit is in Exodus 3. En op 'n stadium kom die Here en hy sê vir hom, ek wil hê jy moet teruggaan Egipte toe. Hy sê, Here, maar hoe kan ek teruggaan? Wat sê ek vir die mense? Wie het vir my gestuur? En dan sê hy vir ons, begin in vers 13, maar ek lees vers 14, en sê God het hom geantwoord, ek is soos wat ek is. Sê maar net vir hulle, ek is, het my na julle toe gestuur. Niks kan God definieer nie. In sy wese, hy is die ek is. Hy is alles wat hy nodig het om te wees. Dis wie hy is. Teen die tyd wanneer ek en jy Handelinge 17 oopmaak, dan lees ons hierdie gedeelte en sê die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here is van hemel en aarde, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy word ook nie deur menslike hande bedien, asof hy aan enige iets behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem gee. Dis wie God is. Hy het geen behoefte nie, hy het geen tekort nie, hy het niks nodig in sy bestaan van wie hy is nie. Maar die oomblik wanneer ek en jy praat van die onafhanklikheid en ons dink, en ons gebruik net die aseity van God, en jy kyk net na dit alleen, dan mis jy iets van God se karakter. En dis hoekom ek sê die tweede teologiese term waarna ons moet gaan kyk, is die drie-eenigheid. As ek en jy die drie-eenigheid verstaan, weer eens, ons kort baie tyd om net 'n fraksie van hierdie ding af te breek. Maar as ek en jy gaan kyk net na die verhouding tussen God en Jesus, die eenheid wat plaasgevind het tussen hulle en die liefde wat hulle het vir mekaar, dan breek dit God se karakter oop en nie net die feit dat God gekies het om te maak vir sy eer nie. Dit breek nie net vir ons oop die feit dat hy onafhanklik en selfbestaande is nie. Dit breek vir ons nou sy karakter oop. En dan gaan lees ek en jy vir ons in Jesaja 42 vers 1. Dan sê hy, kyk, hier is die dienaar wat ek ondersteun. Nou Jesaja 42 verwys nou na Jesus toe. Dis 'n teks wat juis gaan oor die Messias wat gaan kom. Hy sê, kyk, hier is die dienaar wat ek ondersteun. Hy is die een wat ek gekies het en wat my guns geniet. Die Afrikaans 2020 gaan sê, kyk, hier is my dienskneg wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my binneste vreugde vind. Daar is 'n vreugde wat gevind word in die drie-eenheid. Op 'n stadium in Johannes 17 kom Jesus en hy's besig om te bid. En hierdie gebed word neergeskryf en hy sê op 'n stadium in Johannes 17 vers 22 gaan sê hy, ek het die heerlikheid van wat U aan my gegee het aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Ek het in hulle en ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U my gestuur het. So daar is 'n eenheid, 'n eenheidsband in die drie-eenheid tussen die Vader, die Seun en die Gees. 'n Absolute eenheid wat nie gebroken kan wees nie. Daar is niks stryery nie, daar's nie 'n twis nie, daar's nie 'n hiërargie nie, dis 'n eenheid in die drie-eenigheid. En dan sê hy verder hierso, hy sê dat ek hulle liefgehad het net soos U my liefgehad het. Dan dink ons in Matteus 3, toe Jesus gedoop was. En die Here praat uit die hemel uit en hy sê, hierdie is my seun, my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Daar is nie net 'n eenheid in die drie-eenigheid nie, maar daar is 'n liefde wat hulle aan mekaar heg. En dit is die karakter van hierdie einste God, wat toe hy skep hy nie net met sy heerlikheid as een op 'n troon wat homself onttrek en die deel is van enigiets nie, maar dit is 'n God wat skep vanuit liefde. Van 'n absolute eenheid en liefde van die drie-eenigheid, skep God die wêreld, die hele skepping en ons in hierdie wêreld. En so ek en jy moet daai twee spesifiek verstaan, en dan as ek en jy teruggaan na Kolossense 1, wat jy oop het voor jou, en jy lees vers 16 se laaste gedeelte, en hy sê,
al die dinge is deur hom en vir hom geskep, dan besef ons die almagtige God het geskep, nie uit 'n behoefte nie, maar het geskep want dit sal hom verheerlik. En hierdie skepping is 'n liefde wat gebind is. En dis hoekom hierdie groot God interaksie het met hierdie mense. En dis hoekom hy sê in Jesaja 43, dan sê hy, tot my eer het ek hom geskep. Tot my eer. En so as ek en jy die eerste vraag wil beantwoord, hoekom het God ons geskep, is die eerste ding wat ons kan sê, vir sy verheerliking. Dis hoekom God geskep het, vir sy verheerliking, vir niks anders te nie, net vir sy verheerliking. Dis hoekom 'n God wat so groot is, wat soveel sterrestelsels geskep het in hierdie plek, gekies het om homself bekend te maak aan 'n mensdom wat so klein is en so inferieur is. Want is vir sy verheerliking, sodat hy verheerlik kan word in die proses. En dan dink ek aan Jesaja 6. Jesaja 6, dan sien Jesaja hierdie klein prentjie van die hemel, van die troon, van God op die troon. En dan sien jy hierdie engele wat om God beweeg en hulle sê, Jesaja 6 vers 3, dan sê hy, heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Wat beteken hierdie wêreld moet sy heerlikheid reflekteer. Daar is 8 biljoen afdrukke van God se beeld wat hom moet verheerlik. En dan as ek en jy gaan kyk juis na hierdie goeders, dan besef ons nie net in die identiteit van ons as mens nie, maar selfs in die natuur. En oor die psalms gaan dit vir jou sê, en op 'n stadium kom Romeine 1, en ons het al daaroor gepraat in ons reeks oor Romeine, dat hy sê, selfs ongelowiges kan nie sê dat hulle God nie ken nie. Want God het dit vir hulle so duidelik gemaak, selfs in sy skepping, van wie hy is. Selfs in sy skepping het hy duidelik gemaak. Ek meen, God maak vir my en vir jou die konsep om plesier te ervaar, om kos te eet. 1 Korintiërs 10 sê dat wat ek eet en wat ek drink, doen ek tot die verheerliking van God. Jy weet, die Here kon jou gemaak het soos 'n plant, en al jou kos deur jou voete moes inkom. Niks van dit geproe nie. Iemand gaan koop beenmeel en hulle gooi dit op jou voete en jy voel happy. Maar nee, hy skep vir my en vir jou die kapasiteit om te kan proe, te kan beleef. Hy kon gemaak het dat kinders, 'n vroue swanger geword het deur hande vashou. Maar hy het nie. Hy het geskep en hy het dit goed geskep. En hy het in soveel detail het hy geskep vanuit homself uit. En dit is alles om hom te verheerlik. Dis wie God is. Dis in sy karakter, dis wat sy skepping doen. Dit verheerlik hom. En konstant sien jy in die skrywers, net in Jesaja, praat hy oor die verheerliking van God. En ek gaan vinnig vir 'n paar van hierdie verse lees. Jesaja 40 vers 5, hy sê die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Jesaja 42 vers 8, hy sê, ek is die Here, dit is my naam en my heerlikheid sal ek nie afstaan aan 'n ander nie. Jesaja 44 vers 24, hy sê, ek is die Here wat alles gemaak het, wat alleen die hemel oopspan, wat die aarde uitbrei. Wie was by my? Wie was by my gewees? Kom hy op Jesaja 60 vers 2, en sê, ja kyk, donkerte bedek die aarde en diep duisternisse die volke, maar oor jou skyn die Here, en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Dit is die heerlikheid van God. En as ek en jy wil gaan kyk, en ons vra vir onsself, hoe lyk hierdie heerlikheid? Vir my en vir jou is die hoogtepunt van hierdie heerlikheid, kan ek en jy sien in sy genade. Sy genade wat hy uitgestort het. Want hier is die realiteit. As ek en jy gaan kyk na Efesiërs 1, en dis waant ek gesê het, jy 'n ander plek waant jy moet gaan. Efesiërs 1 vers 4 tot 6, ongelooflike mooi gedeelte, baie detail wat daar ingaan, maar Efesiërs 1 vers 4 tot 6, hy sê, deur wat Christus gedoen het God ons uitgekies. Omdat hy ons lief het
het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies. Die ander vertaling sal sê, voor die grondlegging van hierdie wêreld, het God jou gekies. Hy het jou geweet wie jy is. Hy sê in vers 5, hy sê, deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Jesus, julle, hoe incredible is dit om weer eens onsself in 'n plek te sit wat ons besef hoe groot God is. Hoe klein ek en jy is. En yet het hy gesê, ek kies jou as my kind. Ek kies jou as my kind. En dan sê hy in vers 6, en sy daarom prys ons God se grootheid. Deur sy seun wat hy liefhet, het hy genade aan ons gegee. Hierdie liefde is uitgestort in genade wat hy vir ons gegee het. Afrikaans 2020 sal sê, tot lof van die heerlikheid van sy genade. Dis ongelooflik as 'n mens dink dat daar was 'n tyd gewees voor die grondlegging van die aarde, voor die skepping plaasgevind het. In die eenheid van die drie-enige God was daar iewerste moontlike bespreking om te sê ons gaan skep. Nie uit 'n tekortheid nie, nie uit 'n behoefte nie, maar uit 'n oorvloed van wie ons is, gaan ons skep. Maar in hierdie skepping gaan daar 'n wêreld wees wat ons skep. En in hierdie wêreld sit ons beeld. En ons gaan alles perfek maak. Maar hierdie skepping gaan dit opneek. As ons nou Vrystaat Afrikaans wil gebruik. Ons gaan dit heeltemal verloor. Maar dan gaan ons herstel. Ons gaan herstel. En so skepping word gemaak. Dan gaan daar die val kom. En dan gaan hierdie val gevolg word deur 'n klomp mense en ons gaan enkele mense uitnooi. En uit dit uit vorm ons 'n nasie wat ons vir onsself gaan kies, so imperfek as wat hulle is. Maar binne in hierdie nasie sit ons alles in plek sodat Jesus in dit kan kom en vir hierdie wêreld liefde en genade sal wys. Dis wat gebeur het. Die konsep is, ek en jy weet, ons is geskep en gekies, voordat die grondlegging van hierdie aarde plaasgevind is jy gekies. Wat beteken die sondeval was nie 'n verrassing vir God nie. Dit het hom nie omkant gevang nie. Ek en jy is gekies voor alles geskep is. En God het gesê, ek dink is dit Galasiërs wat sê, op die regte tyd het Jesus gekom. Presies daai regte tyd. En vanuit dit uit kom die hoogtepunt van hierdie genade vir my en vir jou wat uitloop op hierdie naweek, die kruisiging. Hierdie groot God het na 'n wêreld gekyk wat sy beeld dra, wat gekies het om in sonde te val, om so weg te beweeg van sy heerlikheid af. En die resultaat daarvan is hy kom vanuit homself uit, af aarde toe. En hy kom en hy sterf aan 'n kruis. Hy sterf aan 'n kruis vir my en vir jou. En vandag is ek en jy hierso, 2000 jaar later, 2000 jaar waar hierdie groep mense wat Jesus gevolg het, 2000 jaar waar hierdie mense gesê het, maar ek kan nie hierdie vir myself hou nie. Ek wil hierdie vir ander mense deel. En skielik het al vanaf 12 ouens gegroei na 500 ouens toe, na 500 na 3000 toe, van 3000 nog na 8000 toe. En so die mense begin al hoe meer word wat opgewonde geraak het dat ek en jy vandag hierso sit. En ons kan in vreugde sê, Here, ons juig. Ons juig oor wat U gedoen het in genade vir ons. Maar mag ek en jy weet dat toe God skep, toe gebruik hy Jesus om sy karakter te kom oopbreek vir my en vir jou. Mag ons nie hierdie mis nie. Mag ons nie hierdie vir een oomblik mis nie. Ons is vandag hierso op Goeie Vrydag om te herdenk die fisiese dood van Jesus Christus. Ons
moet besef dat dit nie net 'n storie is wat ons een keer 'n jaar moet onthou nie. Dis 'n daaglikse realiteit, te danke aan Heilige Gees wat in ons is, wat ons daaglikse getuienisse maak daarvan. So, die fisiese dood van Jesus Christus is nie uitgebeeld soos wat dit heel waarskynlik in die dae van die Romeinse kruisiging gebeur het nie. So in 1986 het the American Medical Association 'n artikel gepubliseer met die titel The Physical Death of Jesus Christ. Vandag getuig ons die werklikheid van hierdie gebeurtenis wat ons redder ondervind het, sodat ons kan lewe. So ek gaan julle vra om julle oë toe te maak en julle verbeelding te gebruik terwyl ek lees en dit wat gelees word te sien in julle gedagtes. In Lukas 22, voordat Jesus gearresteer word geskryf dat hy in groot nood was en bloed gesweet het. Alhoewel dit skaars is, word dit erken as bloedhidrose. Dit word veroorsaak deur hoë hoeveelhede spanning. Destyds is die kruisiging as die ergste dood vir die ergste misdadigers beskou. Ongelukkig is dit nie al wat Jesus in die gesig gestaar het nie. Die sweepery wat hy verduur het, was van so 'n aard dat dit sy vlees van sy liggaam geskeur het. Hy was so erg geslaan en gemartel dat sy gesig en baard fisies geskeur het. 'n doringkroon met dorings ongeveer 7 centimeter lank het diep in sy kop ingesny. Die leersweep wat gebruik is, het klein ysterballe en skerp bene gehad. Die balle het inwendige beserings veroorsaak, terwyl die skerp bene sy vlees verder oopskeer. Sy skeletspiere, are en ingewande word aan ons blootgestel, wat groot bloedverlies veroorsaak. Meeste mans oorleef nie hierdie soort marteling nie. Nadat Jesus erg gegesel is hy gedwing om sy eie kruis te dra, terwyl mense hom bespot en op hom spoeg. Kruisiging was 'n proses wat bedoel was om ondraaglike pyn in te boesem, wat 'n stadige en pynlike dood skep. Spykers ongeveer 20 centimeter lank is in Jesus se polse en voete ingeslaan. Die Romeinse soldate het geweet dat die seeninge in die polse sou skeer en breek. Wat Jesus dwing om sy rugspiere, sy oop rugspiere te gebruik om asem te haal. Stel jou die stryd, die pyn, die moed voor. En Jesus het hierdie werklikheid vir 3 ure verduur. En met sy laaste asem het hy gesê, dit is volbring. Die evangelie van Johannes skryf dat 'n Romeinse soldaat na Jesus dood is, sy sy met 'n spies deurboor en bloed en water het uitgevloei. 'n Wetenskaplikes verduidelik dit as hipoflemiese skok. Dis wanneer 'n vinnige hartklop lei na die versameling van vloeistof rondom die longe en hart. Sien, vir die wêreld is Christendom so dwaas soos wat dit kan wees. Hulle glo dis vir die swakkes. Maar wanneer ons gekonfronteer word met die realiteit van die kruis, is dit duidelik nie 'n mooi gesig nie. Dit is brutaal en gruwelik. Dit is die gewig wat Jesus gedra het. En ons is vandag fisiese getuienisse van hierdie gebeurtenis. Want Heilige Gees is in ons. Vandag is hierdie ons realiteit vorentoe en nie net 'n storie nie. Julle kan julle oë oopmaak en ek wil julle vandag herinner. God het jou so lief
dat hy sy enigste seun gestuur het om dood te gaan vir jou, sodat as jy in hom glo en hom kies om in verhouding te wees met hom, dat jy nie hoef dood te gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So ons dink in die kruisiging, ons dink in wie God was. En as ek partykeer so in my hart gegrief oor hoe ons casually hierdie leefstyl leef. Hoe ons so casual deur die lewe gaan en sê ag maar Here sal verstaan. Hoe ons net besluit ons leef soos ons lus het en sure dit gaan vir ons moeilik. Sure dit gaan partykeer rof. En dan partykeer maak ons stellings soos ja maar waar is die Here? Ons maak partykeer stellings om te sê maar die Here is nie goed nie. En ons vergeet wie hy is. Ons hanteer hom asof hy 'n chommie is. En juis was in ons sondige toestand wat hy gesê het, ek gaan hulle red. Romeine 5 vers 8, hy sê, het was egter as sondaars het Jesus gekom en vir ons kom sterf. En so, ek gaan jou vanoggend challenge en ek wil jou vra om jou oë toe te maak. En hierdie challenge is nie om op te staan, hand op te steek, rond te loop, enigiets te doen nie. My challenge is tweevoudig. As jy vanoggend hierso sit en jy sê, maar ek het nog nie hierdie Jesus gekies om deel te wees van my lewe nie, gaan ek jou sê dat jy vandag jou saak met hom moet regmaak. En nêrensste voor daar vereiste gesit om te sê, al hoe ons hierdie reg kry is, ek sê vir jou en jy doen 'n gebedjie en jy volg my met 'n gebedjie nie. Nee, hierdie moet 'n hartstoestand wees, want jy moet een ding weet, is wanneer ek hierdie keuse maak om te sê, Jesus, ek kies U, dan weet jy, jou hele lewe word gerig op dit. Dis nie soos 'n New Year's resolution besluit wat ek vandag maak en oor 2 weke vergeet ek dit nie. Dis nie 'n gebedjie wat ek voordoen of voorkom staan en mense impress of enige van daai goeders nie. Hierdie is 'n hartsverandering wat moet plaasvind in jou lewe. Jou lewe sal verander op grond van dit. Maar dit begin met, Here, ek kies U. En hierdie keuse beteken ek volg U. En as jy vanoggend hier is, wil ek jou 'n oomblik gee om jou saak met God in jou eie woorde reg te stel. En dan as jy vanoggend hier sit en jy het God casual begin hanteer. En jy het begin leef asof God nie regtig waar so groot is soos wat hy is nie, en nog steeds nie heeltemal leef dat jou hele lewe hom volg nie, wil ek vir jou sê dat dit vanoggend is dit 'n plek vir jou om te sê, Here, ek is so jammer. So jammer dat ek U en die woorde en wat U aan die kruis gedoen het, so ligtelik opgeneem het. Op Stadium in Handelinge 2, toe Petrus besig was om met die mense te gesels, net nadat die Heilige Gees uitgestort is oor hulle. Die ouens almal begin in tale praat en hulle gaan uit en die mense sê die ouens is dronk. Op Stadium kom Petrus en hy vertel vir hulle wat gebeur het, en toe hy klaar van hierdie storie vertel het, Handelinge 2:37 sê hulle, wat moet ons doen? En hy sê, bekeer julle, laat julle doop, en die Heilige Gees gaan oor jou kom. Mag ek en jy vanoggend ons harte net weer in lyn kry. So ek gaan hulle vra om vir my 'n liedjie op te sit. Nee, ek lieg. Ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan die band vra om vorentoe te kom en ons gaan sommer in worship ingaan. En ek wil hê tydens worship, jy kan opstaan en saam sing. Jy kan sit en jou hart en jou saak met die Here regkry, maar vanoggend sit ons God weer op die troon. Ons herinner onsself, wie is hy? Ons herinner onsself wie God is en wat hy kom doen het vir ons. En vir party van julle is dit dalk op 'n plek wat ons kom en sê, Jesus Here, ek kies U vandag. Vir party is dit, Here, ek het te casually hierdie goeders begin hanteer. En vir party is daar 'n diep dankbaarheid en vreugde in jou hart
oor die genade van God wat uitgestort is oor ons. Maar mag vandag vir ons herinner, dat gaan vir ons net oor God, ons koning, ons redder.